Wat is die rol van die regisseur in 'n rolprent? En hoe belangrik is die regisseur vir so 'n rolprent? Al hierdie vrae word beantwoord in vanaand se voorskou van die AA Lewens Mnet Vita Filmtoekennings vir 1988. Ons leer ook wat regisseurs hulle oor die afgelope paar jaar in die veld onderskei het. Die film Just Tell Me What You Want is eerskomende maandag aand om 7 uur op die spyskaart. Heated Vengeance is die titel van ons laat aan speelfilm en het handel oor 'n Vietnam-veteraan wat na 13 jaar weer terugkeer na Laos om sy geliefde te vind. Ongelukkig vir hom raak hy betrokke in 'n oorlog van 'n heel ander aard as hy gevange geneem word deur 'n bende drosters wat met dwelm smokkel. Die hoofrol in die film word vertolk deur die akteur Richard Hatch en jy sal miskien onthou van die film Battlestar Galactica. Ek wil net die aandag daarop vestig dat daar 'n ouerkontrole van 2 tot 18 op hierdie film geplaas is as gevolg van die volwasse tema. West 57th Street kyk net hierna na die besoedelingsprobleem wat chemiese afvalstowwe veroorsaak, maar eers goeie nuus vir al ons Mnet kykers. Môre aand kan jy gerus deernag ingeskakel bly by die Silverdoek, want net na afloop van die 11 uur speelfilm kan jy ook kyk na die film Vice Squad, wat jy gaan neem tot en met 3 uur wanneer ons gaan aansluit by 'n lewendige boksuitsending vanaf Amerika, 'n paar voorgevegte en die hoofgeveg tussen Johnny Deploy en Ronaldo Snipes. So dit sal dan Saterdagoggend wees. Die gevegte sal ongeveer 3 uur begin en die hoofgeveg om en by 5 uur. Dit is tussen Johnny Deploy en Ronaldo Snipes. Nou is West 57th Street wat kyk na die besoedelingsprobleem wat chemiese afvalstowwe veroorsaak. Hi, welcome to West 57. Op daardie donderende noot kom ons aan die einde van hierdie Silverdoek uitsending en ek hoop dat u saam met ons gekuier het. Van die Mnet span is dit goeienaand en lekker slaap. Morgenoggend om 10:30 open Mike Hammer vir ons die Silverdoek in die film I, The Jury. Tot dan is dit van die Mnet span. Goeienaand en lekker slaap. Een rivier, kanoe, gewere, 'n pyl en boog, 'n woud, onverwagte vreemdelinge en uitstekende akteurs soos Burt Reynolds, John Voight en Ned Beatty. En hy het 'n meesterlike rolprent oor die interaksie tussen die mens en die elemente op hulle mees ongenaakbaar. 1988 se Video Movie Guide gee die rolprent 5 sterre uit 'n moontlike 5. Kyk maar self of jy saamstem. Hierdie rolprent word nie aanbeveel vir kinders onder die ouderdom van 18 nie. Join Sophie on Mnet Wednesday the 31st at 3 o'clock for the Look of the Year competition. Ja, mooi was daarom nog nooit lelijk nie. En vir ons musiekliefhebbers, onthou so steeds na 12 lekker musiek uit die stal van Hot Eats, dan vergeet ek die naam Hot Eats. Nou goed, eers voort met ons laat aan speelfilm, en dit dra die titel van A Dream of Kings. En dit handel oor 'n pa se besorgdheid oor sy invalide seun en hoe hy dobbel om geld in die hande te kry om sy seun terug te neem na hulle land van herkoms, Griekeland. In die hoofrol, pionier, ster van die Silverdoek, Anthony Quinn. Geniet dit saam met my. Naand sê 'n hartlike welkom aan almal wat nou net by die Silverdoek kon aansluit. Na vandag se pypvermaak agter die rug en nog baie meer wat voorlê. Vir tennisentoesiaste is daar 'n fees vanaand wanneer ons om 6:50 oorskakel vir 'n regstreekse uitsending van die spel op Wimbledon. Die inwoners van Corinth probeer nog steeds hulle lewens uitsorteer. En in vanaand se episode van Loving kan jy sien hoe hulle vorder. Maar net voor dit, nuus omtrent ons CompuShare kompetisie. Kelly Cat en Lola vier vandag Coffee and Cream Day. En wonderlik vier Mr. Whisker sy 25ste jaar op pensioen.
En ja, daar is die pas ons eie jaamsoort van damme in aksie gesien. Johan Hayward gaan 'n bietjie gesels oor die film Bloodsport en dan natuurlik oor sy prestasie in die Black Dragon Fighting Society Kumite. Arnold Newton was die regisseur van Bloodsport. En as mense gedagte hou dat hy slegs een film vervaardig het voor Bloodsport, dit was 1962 en die titel daarvan was Hands of a Stranger. Dink jy dat die uitbeelding van die gevegtonele in Bloodsport was realisties uitgebeeld deur hom, was goed oorgedra aan die kyker? Jy was self daar, vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ek dink die rede hoekom Bloodsport so populêr was, is omdat dit gebaseer is op die werklike ware Kumite, die Black Dragon Fighting Society Kumite, en dit is baie realisties. Jammer, ons kan nie langer oor hierdie baie interessante sportsoort gesels nie. Ja, hier dan beloof ons film Bloodsport. Ek kan net sien dat hierdie film nie geskik is vir kykers onder die ouderdom van 10 jaar nie. Afrikaans kan gehoor word op Klankkanaal 1 en Engels op Klankkanaal 2. Geniet dit. Die probleem kom in wanneer 'n weerwolf wil terugverander na sy menslike vorm. Weet jy hoe dit gedoen word? Terwyl jy aan die probleem dink, hier is ons 7 uur speelfilm Time After Time, waarin jy onder andere vir Jack the Ripper kan ontmoet. Hierdie film word nie aanbeveel vir sensitiewe kykers nie. Dit tyd geword om goeienaand te sê. Ons glo die aantjie saam met ons sommer baie geniet. Onthou ons is môreoggend om 6:30 terug met 'n geredigeerde weergawe van die Amerikaanse Ope tennis toernooi. So, tot môreoggend 6:30 vir my nuusspannie by Mnet. Lekker slaap. Volgens die ou gesegde is 'n hond die mens se beste vriend. Maar as mens na koerantopskrifte kyk, blyk dit nie die geval te wees nie. Honde wat veronderstel is om eiendomme te beskerm, ruk baie keer hand uit en soms is die gevolge tragies. In 'n program getiteld Mad Dogs probeer Newsnight meer hieromtrent uitvind. Wel, daarmee het ons nie einde gekom van vanoggend se uitsending, maar om 3 uur heropen die Silverdoek weer met die film Salsa. Tot dan, mooi bly. Einde van vanaand se transmissie. Ons begin later vandag met vermaak vir ons jonger kykers in Robin Hood, wat na die rolprent Soul Man volg. Ek wens jy 'n wonderlike Paasnaweek en as dit moontlik is, 'n gelukkige Vrydag die 13de toe. Tot volgende keer. Bly ingeskakel vir 60 Minutes net na die onderbreking. Een vrou wat graag romantiese fantasieë ervaar, ondervind skielik 'n gevoel van gewelddadige voorgevoelens oor moord in vanaand se aflewering van The Hitchhiker, Man of Her Dreams. Hierdie program het 'n ouderdomsbeperking van 2 tot 18 jaar. Volgende op ons program is nog 'n aflewering van die reeks Twilight Zone, wat ons op 'n verbeeldingsreis neem waar die bonatuurlike en wetenskapsfiksie gekombineer word met fantasie en misterie.
Mnet Supersport brought you Nedbank's Tour de France, if you're serious about money. Ons nog so 'n paar minute oor voor ons laat aan rolprent Ransom begin. So, kom ons luister na 'n bietjie musiek. Van my kant af het dit dan tyd geword om totsiens te sê, maar moenie vergeet dat jy vanaand in oopkyktyd na die laaste aflewering van ons komediereeks Duet kan kyk nie. Vanaand om 7uur kan jy ook kyk na die eerste aflewering van ons nuwe satiriese minireeks getiteld Glory Glory. Moet dit nie misloop nie en geniet die res van die dag. Goeiemôre en baie welkom. Al wie sou kon dink dat Mnet in so kort tyd al 'n 500.000 intekenare sou hê. En wie moet ons bedank? U, ons kykers, want u het dit moontlik gemaak. Soos julle seker aan hierdie tyd weet, gaan ons hierdie naweek 50 uur aan een uitsaai om vir die top vermaak te bring. Ons rolprent vanoggend is The Mission. Die asemrowende natuurtonele en pragtige musiek maak dit 'n moed vir al ons kykers. Dit handel oor twee mans. Een is sendingwerker wat onder die Indiane stam werk en die ander 'n slawehandelaar. Twee mans wat op die einde saamspan om elk op sy eie manier die Indiane stam van uitwissing te probeer red. Hierdie rolprent is geskik vir die hele gesin, so sit terug en geniet die oggend se kykvermaak saam met ons. The Mission sal weer vertoon word op donderdag die 22 November om 11:00 die aand. Nou ja, ons ongelukkig aan die einde gekom van ons oggend se kykvermaak. Ons jongspan kan onthou om vanmiddag 3 uur nader te skuif vir KTV. En ons loving aanhangers, vanaand om 6uur is daar weer 'n dosis liefde vir u. Van my kant af, totsiens en 'n heerlike naweek. Hulle is 6 van Hollywood's bekendste actrices en alhoewel hulle soos porselein lyk, is hulle van diep binne in staal gegiet. Ek praat natuurlik van niemand anders nie as ons 6 Steel Magnolias, naamlik Shirley MacLaine, Sally Field, Dolly Parton, Daryl Hannah, Olympia Dukakis en Julia Roberts. Dis 'n rolprent vol liefde en humor en die doodgewone pyn en genot van menswees. Geniet die rolprent. Ons Mnet towerfliek om 9uur vanaand is Baja, Oklahoma. 'n Romantiese country en western komedie met Leslie Ann Warren, Peter Coyote en die pragtige Julia Roberts. Onthou dis Baja, Oklahoma, slegs hier op Mnet om 9uur vanaand. Voordat die Simpsons om 6:30 hulle Simpson dinge doen, swaai ons nou terug na die 70s saam met die Arnolds in The Wonder Years. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Agter elke man kan weer gesien word op Saterdag die 22ste Junie om 11:00 die oggend. Sluit gerus dan by ons aan indien jy dit vanaand misgeloop het en bly ingeskakel vir 'n kontroversiële onderhoud met 'n briljante verdedigingsprokureur in 60 Minutes net hierna. Donderdagmiddag net na 5uur, wat beteken dat dit weer eens tyd is vir die dubbele betowering van Mnet Oopkyktyd. So van my kant af is dit goeiemiddag en hartlik welkom. Net na die handelsnuus is ons terug met 'n beeldskoon actrice en 'n famous twee wat op die lappe gaan kom in vandag se aflewering van Charles in Charge. So bly gerus ingeskakel.
vanmiddag se aflewering van Living om 12:30 is daar blijkbaar 'n moontlikheid van 'n skynslag tussen Sebastian en Stacey. En dan bring the world of Panasonic vir ons die jongste sporthoogtepunte van die afgelope week tussen 6 en 7 uur. Moet dit nie misloop nie. Maar kom ons kyk eers wat gebeur in vandag se aflewering van Charles in Charge. Vanaand de aflevering van Revue Plus wat om 7 uur begin is daar onder andere twee staties naar Disneyland toe wat gewend kan worden. Dan is daar ook een voorstel van een klompje nieuwe rolprente en kijk je achter die schermen van een splinternieuwe televisiereeks wat eerst daar hier op NS gaan beginnen. Zal dan de tijd geworden voor het geknoei en geknoei van die mensen en Labyrinth. De aflevering van Talk on M het dat uitgesteld vol Donnie meneer keer Michael J. Fox. En ook 9 uur rolprent vanavond is Deadly Care, wat handel oor dwelmmisbruik in Amerikaanse hospitale. Met daarin is het tijd geworden om aan te sluiten bij de kanaal van Kampioenen en ons kijkt naar sporthoogtepunten van dwars oor die wereld gedurende jullie week. Zo, tijd voor ons program, The World of Panasonic. Wel, daarmee komt een einde van ons dubbele betovering gekomen vanavond hier op Mnet. Maar onthou, morgenmiddag maak ons weer so tussen 5 en 7. Met andere woorden, tot ziens aan al ons sportkijkers. Net na de handelsnieuws is ons terug met vanavondse paspoort naar de sterren, namelijk Revue Plus. So, blijf gerust ingeskakeld. Dis in die sterre vervul jou lof, bly by ons vir tyd genoeg. Betoverend. So, moenie weggaan nie, want net na die handelsnuus is ons terug met Richard Kleiderman en die res van ons deernag fliek toverfliek vermaak. As ook the fabulous Baker Boys, I Want to Live and An Unremarkable Life. In plaas van die rechtstreekse dekking van die boksgeveg vanaf die carousel, kan die môre by Supersport aansluit vir die ligte zwaargewig boksgeveg tussen Hearns en Barkley, wat die 20ste Maart plaasgevind het. Om 4:30 kan dan ook nader kyk vir hoogtepunte van die aankoms van ons cricketmanne gisterand op die lughawe, as ook hulle optocht deur Johannesburgse strate deur vandag. En nou dat jy 'n spesiale welkom wat ek rig aan alle Namibiërs wat van vanaand af amptelik deel word van die Mnet gesin. So from us here in Randburg, a warm welcome, especially to all our honored guests in Windhoek, where I understand a massive decoder warming party is in progress. Now, I don't usually drink on the job, but this is a toast to all our new subscribers. Prost. Happy viewing, dag gaat jy. En nou vir, the Untouchables. Hierdie rolprent is nie geskik vir kykers tussen 2 en 18 jaar nie. Geniet dit. Ons gaan kuier binnekort in Swaziland in Bon Voyage, gevolg deur Mnet Supersport, Once Around met Holly Hunter en Richard Dreyfuss en Appointment with Death met Peter Ustinov. The King and I is 'n mylpaal in rolprent geskiedenis. Die rol van die koning is soos synoniem met Neil Brenner, wat voor sy dood in 1985 hierdie rol soveel as 4000 keer vertolk het. Ek sê die kinders reken dat geen akteur hierdie unieke vertolking ooit kan nadoen nie. 'n Lekker kleintjie in Boene se stad. David Lawrence, wat oorspronklik die rol geskep het vir die verhoog, is 4 jaar voor die rolprent geskep is oorlede, en Deborah Carr smaak die die rol los. Alhoewel haar sangstem blijkbaar oorgeklank moet word, nog 'n kleintjie in Boene se stad. Hier dan is Rogers en Hammerstein sy wonderlike musiekluister, te sien en daar.
Daar kry Jo Brunner en Deborah Carr het Wrintiwa reg om ons op 'n donderdag aand hier in Trane te kry. Môreoggend om 4:00 kan u by die ADT Rugby Kampioenskap aansluit tussen Cornwall en Lancashire. As ook die hoogtepunte van dag 4 van die America's Cup en dis om 6:00 môreoggend. En dan om 6:00 Saterdagoggend is daar die wêreld swaargewig boksgeveg tussen Michael Moore en Bert Cooper en dis vanaf Atlantic City. Nou maar terug na vanaand toe en tyd om die sitplekke in te neem vir die John Burks Show. En vanaand handel die gesprek rondom die omstredenheid van die 087 telefoondienste. Ons Mnet Supersport uitsending wat vanaand om 11:00 begin, sal tot middernag duur. Wat natuurlik beteken dat ons laat aand rolprente almal 'n bietjie later uitgesaai sal word as wat ons TV-gids sê. Ons gaan maak nou 'n draai in die Ciskei in Bon Voyage. Holiday Tours and First National Bank Card Division proudly present Mnet's premier travel program, Bon Voyage. Ons KTV-aanbieders stuur op die stadium die landsplat. Hulle is môreoggend om 9:00 by die Sandton in Primetime te sien, maar daar ook audisies vir nuwe KTV-aanbieders gehou sal word. Die volgende sal dan om 3:00 by die selfde sentrum in Woolworth te sien wees. Dan maak dit gerus 'n draai en sien. Maar nou, ou stuk weekend ontaak. En nie geskik is vir kykers jonger as 8 jaar nie. Kom dit. Jy kyk na Mnet waar die betovering reg deur die naweek voortduur. Al ons cricket-enthousiaste kan solang naweek sit, want hierdie nag gaan kyk na hoogtepunte van die Benson Hedges wêreldreeks. En dan het ons plus nageile ook nog weer opbrengt later vanaand, namelijk 16 Sangles en natuurlijk die drama Blind Witness. Ons nog 'n paar minute oor voordat ons by die kanaal van kampioene aansluit, so tot dan luister ons na musiek van Sophie B. Hawkins. Maar het samen $20 het hy werk gekry. Maar vandat hy in die weg wil trekker en hy het Max opgetreed, het die salaris natuurlijk 'n hele paar nulle bygekry. Vanaand sien ons hom saam met Goldie Hawn en die actiekomedie Bird on a Wire. Let asseblief op die aanbevole ouertjie. Tijdens die World Music Awards gisterand is ons gesien, of het ons gesien hoe Luciano Pavarotti vereer is vir sy lewenslange bydrae tot klassieke musiek. Vanaand sien ons hom weer in aksie tydens 'n konsert wat hy verlede maand in Central Park in New York opgevoer het. En net so tussen hakies, die konsert is bygewoon deur 500,000 mense geniet het. Jou 2 uur van gratis betovering begin met die avonture van 'n alleenloper wat sy woonstel met 2 pragtige meisies deel in Three's Company. Gevolg deur die gestry en geknoei van Loving, die passie en intriges van Egoli Plek van Goud en die mannebalis van Neefs, Barry en Belkie en Perfect Strangers. Daar is weer pret en opwinding sonder ophou en opkyktyd maandag op Mnet. Ons kyk oor 5 minute by Mnet Supersport aan vir Paris en tennis, gevolg deur Mystery Date om 1:10 Pink Cadillac om 3:30 en The Fisher King om 4:30. Daarom is het tot ziens van mij en mooi loop tot de volgende keer. Jy kyk na Mnet waar die betovering voortgaan met Mnet Supersport. Dan sê vir my Skat, hartelijk welkom hier by Mnet op die Erroneous aand. En soos jy self gehoor het, is daar die Erroneous tolvry nommer nog steeds oop, so jy kan nog steeds skakel om jou bydrae te maak.
Die nommer wat jy moet skakel is 0800 111199, so skakel ons gerus. Dit bring ons aan by ons 9uur rolprent, King Ralph, en dit handel oor 'n klavierspeler van Las Vegas wat skielik die koning van Engeland word. En die klavierspeler vind sommer gou uit dat die koninklike lewe nie heeltemal vir hom is nie. Die hoofrol word vertolk deur John Goodman, so sit terug en geniet die rolprent saam met ons. Hierdie rolprent is geskik vir alle ouderdomsgroepe. Een gelukkige kyker het vanaand die kans om 'n hele R250.000 te wen. 'n Handige bedragie om so in die bankbalans in te stort. Maar genoeg gepraat, kom ons kyk wie's die wenner van ons Viva Lotery. This is Mnet. It's 3 minutes to 7 and you're with a Viva Open Time Draw. Baie geluk aan vanaand se Viva wenner. Op daardie vrolike noot is 'n toedeloe en arrivare aan ons ooptydkykers en halloa vir gekodeerde kykgenot. Tot môre middag 5:00 dan. Mooi bly. Onthou ons afspraak vir Kaap Lounge Sondag aand 7:00. Ja, na al daardie rugby-aksie is dit tyd vir nog pret en opwinding. Ons Vrydag aand premier is 'n thriller oor 'n bedrieglike vroumens met 'n gevaarlike tydverdryf. Sy vermoor getroude mans wat sy met behulp van koerantadvertensies ontmoet. Die hoofrolle in Personals word vertolk deur Jennifer O'Neill en Stephanie Zimbalist. En Stephanie is veral bekend vir haar rol in die televisiereeks Remington Steele. Let asseblief op die ouderdomsperk. Manus is 'n romantiese komedie met so 'n verskeidige maag wat 'n groot verleentheid vir haar twee dogters is. In die werklike lewe is die 47-jarige Sue self die ma van twee opgeslote dogters. En sy is in openlik dat sy graag 'n laatlammetjie wil hê by Carol, die 29-jarige Rob Camaletti. Maar hy sê, hy is nog glad nie lid vir die pa wees nie. Ja, geval, dit is nou gelukkig stil en tyd vir Manus. Let asseblief op die ouderdomsperk. Komponis Wolfgang Amadeus Mozart. Hy het alreeds op 4-jarige ouderdom sy eerste konserte geskryf en op 12-jarige ouderdom sy eerste volstaalse opera. In die tyd wat hy sterf op 35-jarige ouderdom het hy 'n groot verskeidenheid van werk agtergelos wat nie maklik geëwenaar kan word nie. Hier is hy veral dan in die rolprent Amadeus. Hierdie rolprent is geskik vir alle ouderdomsgroepe. Ons TV fliek vanaand The Great Outdoors, die komedie waarin John Candy en Dan Aykroyd die rolle vertolk van twee swaars het besluit om hulle gesinne op vakansie te neem en dan uitvind dat moeder natuur nie altyd in 'n goeie by is nie. Volgende aan die beurt, Loving. Jou 2 uur van gratis betovering begin môre met die avonture van 2 joernaliste met muisneste en Anything But Love. Dan is dit tyd vir nog passie en romanse en Loving en 'n draai in die goudstad in Egoli, plek van goud. Gevolg deur die skreeusnaakse avonture van 'n familie wat alles behalwe perfek is and Married with Children. Mnet, dus pret en plesier al die pad. Hierdie komende Sondag is Wêreldomgewingsdag en op daardie aand om 8:00 bied Mnet vir jou die Groen Trust omgewingstoekennings. En terwyl ons op die onderwerp is, kom ons kyk nou na 'n paar kort insetsels en liedjies oor die omgewing. En dit word gevolg deur 'n vinnige kykie na die nuwe fliek Heart and Soul met Robert Downing Jr. en Charles Grodin in die hoofrolle. Jy kyk na Mnet waar die betovering voortgaan met Mnet Supersport. Ons herinner ons kykers in King Williamstown weer 'n keer daaraan dat Mnet die sein in julle gebied môre van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag nou en dan sal onderbreek weens tegniese verbeterings aan die sender. Maar voor dan ononderbroke genot met 60 Minutes. Ons het vanaand klaar 'n gruisame komedie gesien, daarom is dit nou tyd vir 'n romantiese komedie.
It's My Turn vertel die verhaal van 'n suksesvolle beroepsvrou wat alles het wat haar hart begeer, behalwe 'n oudtydse ridder. Uiteindelik ontmoet sy 'n man wat haar voete onder haar uitslaan, maar daar is een probleem. Hy is haar nuwe stiefbroer. Kom ons kyk hoe hanteer sy die delikate situasie. Vir ons intekenare hê. Die wenner sal 2 gratis kaartjies na hierdie geleentheid by Sun City wen, sowel as 'n stel laserskywe van George Benson, so moenie hierdie kans misloop nie. Volgende aan die beurt hier in ooptyd, Egoli, plek van goud. Nou asseblief dat ons programma vir vanaand so effens verander het, want om 9 kan jy kyk na Mr. Bean en dit word gevolg om 9:30 deur Worth Winning. Ja, dis wat bietjie later vanaand op jou wag, maar nou is dit eers tyd vir die koningslaaf van Bill Cosby en You Bet Your Life. Intekenare kan ingeskakel bly vir ons 4de Mevrou Wêreldkompetisie net na 7. Aan ons ooptydkykers sê ons totsiens tot môremiddag om 5 uur wanneer ons weer wegspring met Duet. Mooi bly. Môre vat 'n kykie na Ben en Laura se stormige verhouding in Duet, gevolg deur die intriga van Loving. Die glinster van goud en 'n goalie plek van goud. En die lekker lag lief en leed lewe van John en Georgie in Hearts of Fire. Pure lekker kry hartstog en humor. Môre net met jou gratis toegang tot die betowering. Ons gaan nou by Supersport aansluit vir die wêreldkampioenskap vir 250 en 500 cc motorfietsse. En met daardie nuus is dit totsiens van my, geniet die res van hierdie Sondagmiddag in die geselskap van Mnet. Mooi bly. Jy kyk na Mnet. Dan is 'n planeet met 'n bevolking wat baie onaangenaam is. Dit bestaan uit onder andere luise, misdadigers en dan ook 'n vrou wat 'n reputasie het as 'n moeilike instrument. En vanaand kom die klompie te staan teen die grootste gogga van die heelal. En is natuurlik 'n oop vraag wie die stryd dit keer gaan wen. So hier is Sigourney Weaver dan as Officer Ripley en Alien 3. Vanavond onze Rock 94 competitie met die naam maar mooi luisteren, want ons winnaar is Winston Doyle van Kaapstad. Baie geluk. Met daarin niet, is het tijd geworden voor mij om te groet, zodat ik weer eerstkomende dinsdagavond op Oscar aansam te lekeier. Geniet ook die reis van die naweek in de gezelschap van Mnet en hier is ons volgende aflevering van Dream On. Welkom bij Mnet Cares. Mnet gee om. Ons Mnet vermaak word net na 7 uur voortgesit met Shinkalana en hou dan ons Britse reeks Absolutely Fabulous vanaand om 8:30. En met daarin is dit totsiens aan al ons ooptydkykers. Sluit gerus weer môremiddag om 5 uur by ons aan waar ons afskop met City Kids. Tot dan is dit mooi bly en totsiens. Van mij, Henrietta, en een hartelijke welkom weer eens hier bij Mnet se gezinstyd. As jy al jou Sondagkoerante gelees het, het jy reeds agtergekom dis 'n geval van geen bestudeerders, geen betowering. En as jy nie 'n intekenaar is nie, gee ooptyd jou daarom kans om te koekeloer. En as jy nie weet waarvan ek praat nie, byt vas en bly ingeskakel. Jy sal wel uitvind. Hallo, Sondag aan se Lounge is weer uiters kykbaar en kleurvol. Ons sien mekaar Sondag aan.
hartlike welkom hier van my Henrietta Gryvenberg. Die naweek staan nou einde se kant toe, maar hier by Mnet duur die vermaak voort met gesinstyd. Om 6:00 vertrek ons op 'n ruimtereis wat lelik steefloop in Hero in the Family. Maar ons eerste besoekers is Baloo die beer en Darkwing Duck. Onthou die slotepisode van ons mini-reeks Baby M vanaand om 7:00. Vertel die verhaal van 'n surrogaat ma wat nie haar kind wou afstaan nie. 'n Stryd wat ten einde laaste in 'n uitmergelende hofsaak ontaard. Baby M vanaand om 7:00. Maar nou die fiasko's van afrigter Hayden Fox. Daar wag nog heel wat kykgenoot later vanaand op jou. Onder andere is ons 9 rolprent Presumed Guilty waarin Martin Sheen die hoofrol vertolk en dan het Phil Donahue 'n program oor motordiefstal om 20 minute voor 11. So moet dit nie misloop nie. Maar nou eers hoogtepunte van die Jahoe fietstoer in Kaapstad. Net jou Brown. Vandaag is internationale vruchtdag van onze rolprent vanavond om 8:15 is And the Band Played On. Dit is een documentaire drama over de ontwikkeling van die ziekte en acteurs wat in de rolprent gezien wordt is onder andere Richard Gere en Alan Alda. Volgens aan de beurt en oortyd Dave World. Mnet's betowering strek deesdae vanaf die Kaap tot in Kaïro, want Egypte het ook vandag by ons netwerk aangesluit. Dit beteken dat daar nou altesaam 32 lande in Afrika Mnet se betowering geniet en ons beloof dis maar net die begin. Volgende aan die beurt in oortyd, Igoli, plek van goud. Ons intekenare kan nou ingeskakeld bly vir nog 'n avontuur saam met Sherlock Holmes en met daardie nuus groet ons al ons ooptydkykers tot môremiddag om 5:00 wanneer ons wegspring met nog 'n aflewering van The Good Life. Mooi bly. Die oorlog tussen die Engelse en Franse settlers in Noord-Amerika. Die fotografie is verstommend en as jy dalk wonder waar op aarde dit so mooi is, dis meestal verfilm in die woude van North Carolina en Pennsylvania. Hier is Daniel Day-Lewis en die beeldskone Madeline Stowe in The Last of the Mohicans. This movie is rated 13, suitable for viewers older than 13. Get touched by the magic. Ons premier op Oudkerst aan, dit wil sê die 24ste Desember, is Home Alone 2, Lost in New York, met Macaulay Culkin as 'n jong seun wat in die enorme stad verdwaal. Kom ons loop so 'n bietjie agter die skerms tydens die produksie van die wêreldwye treffer. Volgende aan die beurt, de Daadman Kaidi, deel 2. Ons kykgenoot begin môre aand om 7:00 met Shattering the Silence, 'n drama wat kyk na die tragiese gevolge van kindermishandeling. En dit word gevolg deur The Darling Buds of May om 9:00 en Supersport om 10:00. Dis al die lekker kyk vir môre aand. Maar nou is dit eers tyd om 16 kersies aan te steek en daarmee groet ek nou tot 'n ander dag. Mooi bly. This movie is rated 18 and may contain scenes of nudity or sex and strong language. Dankie van jou, dankie Johnson, en dankie dat jy by Mnet ingeskakel het op hierdie Saterdagavond. Ons begin hierdie aand op 'n baie vrolijke noot met National Lampoon's Loaded Weapon 1, 'n komedie waar die draak steek met klippe wat wissel van Lethal Weapon tot Basic Instinct. Die hoofrol word vertolk deur Emilio Estevez en dan is ook kameel vertolking deur bekende soos F. Murray Abraham, die selfs die popkundige Dr. Joyce David. En vanaand kyk ons na 'n fliek wat net so tipies Suid-Afrikaans is as wat Gauteng is.
En dis natuurlik die komedie There's a Zulu on My Stoep. En dis die verhaal van 'n vriendskap tussen 'n wit man en 'n Zulu en die chaos wat ontstaan wanneer die twee letterlik velle omruil. Die hoofrolle word vertolk deur Leon Schuster en John Matsikiza en die regie is behartig deur Gray Hofmeyer. This movie is rated A, suitable for all viewers. Volgende beurt is meer nuus oor die Mevrou Suid-Afrika kompetisie vir 1995. Dit word dan gevolg deur nog 'n aflewering van Mnet Cares wat ons vanaand meer vertel oor die Ishawi Christian Action Group. Harry Houdini het as 'n kind van die huis af weggeloop om sy droom te volg. Hy wou die beste towenaar ter wêreld word. Hy het aangesluit by Dr. Grimaldi se sirkus en dis ook net daar waar hy sy eerste ontsnaptoertjies begin het. Hier is sy verhaal nou met Will Wheaton in die hoofrol. Volgende aan die beurt op Mnet is die dokumentêre program 39 to 45, 'n geskiedkundige oorsig oor die Tweede Wêreldoorlog en dit word om 12:30 gevolg deur Shining Through, 'n drama wat ook in hierdie stormagtige periode afspeel. En daarmee is dit totsiens van my. Ek hoop jy geniet die res van jou naweek in die geselskap van Mnet. Jy het die reg om alles te sien. Donderdag aan kyk ons na die slotepisode van To Play the King. Die gewilde reeks word vervang met Absolutely Fabulous, wat opskuif van 7:30 na 7:30 toe. Hou gerus hierdie tydsverandering in gedagte. Op dieselfde aand verwelkom ons 'n ou gunsteling terug. Dis die BBC-reeks Wildlife on One. Maar dis seker genoeg uit die toekoms. Kom ons gaan terug na die verlede en die lief en leed van James Dean. Celebrate 100 years of cinema with Mnet Movie Magic. Die regisseur van At Play in the Fields of the Lords, die Braziliaan Hubert Babenco, wat dikwels sosiale vraagstukke aanspreek in sy films. In hierdie drama bevraagteken hy die werk van sendelinge in die Amazone oerwoud. Die film spog ook met 'n paar uitstekende akteurs soos Tom Berenger, Kathy Bates en John Lithgow. Daarmee het dit aan tyd geword vir my, Scott om te groet. Tot 'n volgende keer. Mooi bly. This movie is rated 16 and contains scenes of nudity or sex and strong language. Viewer discretion is advised. Die filmbedryf is vanjaar 'n eeu oud en ons vier dit deur interessante dokumentêre oor Hollywood en van die beste klassieke rolprente te vertoon. Môreaand is dit die beurt van James Dean in Rebel Without a Cause. Dit begin om 10:00, so moet dit nie misloop nie. Volgende hier in ooptyd, Thunder Alley. The hardest aerobics class I ever had. It was not so bad. Are you kidding? Die keer dat hulle saam voor die kameras verskyn nie. Lloyd en sy broer Bo het as jong seuns dikwels al paar bygestaan in sy gewilde TV-program The Lloyd Bridges Show. So onthou om eers komende Sondag aan te kyk na hierdie pa en seun kombinasie. Maar nou eers vanoggend se fliek, The Muppet Christmas Carol. Ons premier môreaand is The Saint of Fort Washington en dis 'n drama met Danny Glover as 'n boemelaar wat hom oor 'n skizofreniese jong man ontferm en laasgenoemde word vertolk deur Matt Dillon. En onthou die fliek begin eers om 20:10. Dis nou omdat die 7-uur program The World Music Awards heelwat langer duur as wat ons verwag het. Nou het dit tyd geword vir 'n afspraak met 'n goeie man in Afrika en daarmee groet ek dan ook tot 'n volgende keer.
This movie is rated 13 and contains scenes of nudity or sex and strong language. Viewer discretion is advised. Ons herinner jou net weer daaraan dat ons skedule vanmôre so effens verander het. Die programme bly dieselfde, maar die begintye verskil. Die 7-uur program, The World Music Awards, is so 'n bietjie langer as wat ons verwag het. En dit beteken dan dat die fliek The Saint of Fort Washington begin eers môre aand om 20 minute voor 10 en dit word gevolg deur The River Wild om 11:30. En dis maar net 'n paar van die veranderings wat môre aand vir jou wag. En daarmee het dit nou tyd geword vir Miracle on 180. This movie is rated 13 and contains scenes with strong language. Viewer discretion is advised. Die wenner van ons volwenningskompetisie is mevrou S. Vermeulen van Kaapstad. Veel geluk en ons hoop jy geniet jou seevaart vir 2 na Madagaskar. Na daardie goeie nuus is dit tyd vir House-Sitter, 'n komedie oor 2 mense wat hopeloos lief is, maar ook nie kan ophou beklei nie. Die hoofrolle word vertolk deur Steve Martin en Goldie Hawn. En met daardie nuus is dit tot ziens vir my. Tot die volgende keer. Mooi bly. This movie has no age restriction, but parental guidance is advised for younger viewers. Carte Blanche voer môre aan die heel eerste televisieonderhoud met die nuwe Mevrou Wêreld, Mevrou Venezuela. Die nuusprogram gesels ook oor die watertekort in Gauteng en die gevare van te lank in die son lê. So onthou Carte Blanche môre aand om 7:00. En nou is dit eers tyd vir Hollywood One-on-One. Ons premier môre aand om 8:00 is Tombstone, 'n western wat gegrond is op die lewe van legendariese Marshal Wyatt Earp. Kurt Russell vertolk die hoofrol en Val Kilmer is ook in die fliek te sien as Doc Holliday. So kyk gerus môre aand saam. Volgende aan die beurt op die Saterdag aand is Incident in a Small Town en daarmee is dit wederom van my. Geniet die res van die naweek in die geselskap van Emmet. Mooi bly. This movie has no age restriction. The theme is of an adult nature and parental guidance is advised. Ons Saterdag aan première is Strictly Ballroom, 'n musiekprent oor 'n jong danser wat so dwarsbevoeter is dat hy self sy gereelde dansmaat verloor. En dit boonop net voor 'n groot kompetisie. Dis wanneer hy 'n val vroumense ontmoet wat 'n gedaanteverwisseling ondergaan sodra sy op 'n dansbaan beland. En dit lyk of haar nuwe hoop vir hom is. Die hoofrol word vertolk deur Paul Mercurio, 'n danser by die Sydney Dance Company, en die regie is waargeneem deur Baz Luhrmann. This movie has no age restriction. The theme is of an adult nature and parental guidance is advised. Van my en Rita Gry vandag. Het is heerlik om weer saam met julle te kuier hier op die 7de dag van Januarie. Ons het vanaand 'n hele paar lekker kykprogramme en ek self kan nie wag vir 8:00 nie, want dan kyk ons na City Slickers 2, The Legend of Curly's Gold. En tussen wag daar 2 uur se Disney vermaak op ons en ons spring weg met The Little Mermaid. Ons nuwe Disney-reeks is die verhaal van 'n geskeide ma en 'n weewenaar pa wat verlief raak. Maar net so lief hulle vir mekaar is, net so min kan hulle 6 kinders mekaar verdra. Dit lei tot 'n ewige gestryery en die groot vraag is nou, gaan die liefde hou? Ons dinsdag aan première is The Madness of King George, 'n drama gegrond op die lewe van die 18de eeuse Britse heerser.
Nigel Hawthorne het hierdie rol oorspronklik op die verhoog vertolk en sy uitbeelding van die senile koning word algemeen as briljant beskou. Hy en mede-aktrise Helen Mirren het albei Oscar-nominasies vir hulle spel gekry. Dis al nuus wat ek vanaand vir julle het en ek groet tot 'n volgende keer. Mooi bly. Soos jy sopas gesien het, begin ons vanaand met 'n splinternuwe BBC natuurreeks getiteld Natural Neighbours. Die reeks ondersoek die wisselwerking tussen die mens en sy viervoetige vriende en werp 'n dikwels komiese lig op die wederwysige afhanklikheid. Dis Natural Neighbours vanaand om 7, maar nou is dit tyd vir Loving. Intekenare kan nou ingeskakel bly vir die uitstekende Britse natuurreeks Natural Neighbours wat net na 7 begin. Ongelukkig kan ons ooptydkykers nie verder saamkuier nie, maar onthou om môre middag om 5:00 weer by ons aan te sluit. Tot dan, alles van die beste. Ons volgende fliek, Philadelphia, is die hartroerende verhaal van 'n jong prokureur wat agterkom dat hy AIDS het. Hy besluit egter om nie sy vennote daarvan te vertel nie en wanneer hulle wel uitvind, is hy sy werk kwyt. Philadelphia is gemaak deur die Oscar-bekroonde regisseur van Silence of the Lambs, Jonathan Demme, en het self ook 2 Oscars ingepalm. Tom Hanks het een gekry vir sy uitmuntende spel en die ander een was vir Bruce Springsteen in sy liedjie Streets of Philadelphia. En met hierdie skitterende fliek sê ek nou totsiens, tot 'n volgende keer. This movie has no age restriction, but parental guidance is advised for younger viewers. Volgende op Mnet is Hot Shots Part 2. Dis die opvolgprent van die oorspronklike Hot Shots treffer met Charlie Sheen en Lloyd Bridges in die hoofrolle. Die van julle wat die eerste fliek gesien het, sal onthou dat al sy karakters, storielyne en liefdesdriehoeke gesteel is uit ander bekende flieks. Wel, vanaand se fliek werk op dieselfde beginsel en dit skeer eerlik die gek met films soos Rambo en The Lady and the Tramp. Dit bring my bydrae vir vanaand ook tot 'n einde. Geniet die Maltra fliek en mooi bly tot 'n volgende keer. This movie has no age restriction, but parental guidance is advised for younger viewers. Ek herinner jou graag weer daaraan dat die sluitingsdatum vir MultiChoice se Kom ons leer jou ken kompetisie uitgestel is tot die 25ste April en dis natuurlik hierdie Vrydag. Alle vraelyste wat MultiChoice dus voor Vrydag bereik, kom in aanmerking vir die prystrekking. Die groot prys is 'n splinternuwe motor, so moenie hierdie kans laat verbyglip nie. Maar nou gaan maak ons eers 'n draai op Mafia Eiland. Aborsies is tans 'n omstrede saak in Suid-Afrika en môre aand om 9 wys Emmy die fliek Roe vs Wade, wat handel oor die hofsaak en gebeure wat daartoe gelei dat Texas se aborsiewette verander is. Die drama is met 'n Emmy bekroon en Holly Hunter, wat 'n Oscar vir haar spel in The Piano gewen het, speel die hoofrol. The Roe vs Wade is môre aand om 9:00 op Mnet, maar nou is dit eers tyd vir Peak Practice. Jack Nicholson speel die hoofrol in ons volgende fliek, die komedie Man Trouble. Hy is die eienaar van 'n besigheid wat honde verhuur om mense te beskerm. Ongelukkig is omtrent al sy honde nog te klein om iemand werklik die skrik op die lyf te jaag. En boonop het hy sopas die enigste hond wat vir hom iets beteken het, verkoop. En dit veroorsaak nogal probleme, want 'n opera-sangeres soek dringend beskerming. En terwyl jy kyk hoe hierdie saak hanteer word, is dit tyd vir my om totsiens te sê. Mooi loop, tot 'n volgende keer. This movie has no age restriction, but parental guidance is advised for younger viewers. En Michael, wat op die oog af baie gelukkig is. Hulle is werklik lief vir mekaar en hulle 2 pragtige dogtertjies. Maar Alice is ook baie lief vir haar drankies en sy begin om al hoe dieper in die bottel te kyk. En wanneer Michael haar op 'n dag goed deur die blare in die stort aantref, besef hy dis tyd dat sy op die waterkar gaan. Maar dit lei tot allerlei komplikasies, soos wat dit maar met alkoholisme gaan. Die hoofrolle in hierdie aangrypende drama word vertolk deur Meg Ryan en Andy Garcia. This movie is rated 13 and contains scenes with strong language. Viewer discretion is advised.
Voorhand is daar 2 premières hier op Mnet. Die kultuskomedie Destiny Turns on the Radio is om 9 uur. En dan om 11 uur kan je kijken naar Harold and Maude, wat in 1972 gemaakt is. En die er baie kritisie bestempel word as die moeder van alle swart komedies, so moet dit nie misloop nie. Ons gaan nou kyk hoe die fliek Apollo 13 gemaakt is. En as jy nog nie die volledige fliek gesien het nie, onthou dit word vanaand om 11:15 weer hier op Mnet uitgesaai. Volgende op Mnet vertel die aanbieders van Supersport ons weer wat als vandag op die tennisbane van Wimbledon gebeur het. En daarmee is het ook dan tot ziens aan al ons oortydkykers, maar die rest van julle sien ek weer om 9 uur vir die tweede episode van ons mini-reeks Comics. Eers goeie nuus vir golfliefhebbers wat nie omgee om laat wakker te bly nie. Ons wys nou vanaand om 2 uur die hoogtepunte van die tweede dag van die Mastercard Grand Slam toernooi. En alle laatnaguile moet ook kennis neem dat die geadverteerde flieks vanaf 2 uur tot en met 5 uur môreoggend na die gemeenskapsdienste kanaal verskuif. Maar nou is dit eers tyd vir Egoli. Nou ja, dit is die begin van die laaste naweek van September en van my Duncan Johnson is dit hallo en welkom hier by Mnet se ooptyd. Vanaand se program het so ietwat verander. Om 9 uur vermaak 'n paar Suid-Afrikaanse komediante ons in It's a Funny Country en ons premier Natural Born Killers word nou om 10 uur uitgesaai. Maar eers aan die beurt op hierdie Vrydag aand is Sightings. Alle Egoli-aanhangers in Kaapstad kan môre hulle piknikmandjies pak vir nog 'n Egoli-skouspel. Dit vind plaas by die Tygervallei Bellville Atletiek Stadion. Dit begin om 7 uur en soos altyd is die toegang gratis. En daarmee dan, tyd nou vir Loving. As jy ouer as 18 is en nie 'n swak hart het nie, onthou ons premier vanaand om 10 uur Natural Born Killers. Woody Harrelson en Juliette Lewis speel in hierdie fliek 2 massamoordenaars wat dwars oor Amerika toeslaan. Terug na ooptyd waar ons nou gaan kyk na Egoli. We won't stop the magic. Ek is seker 'n hele paar manne sal baie bly wees om te hoor dat Demi Moore Sondag aand in 2 rolprente hier op Mnet speel. In Disclosure om 8 uur word sy aangekla vir seksuele teistering en in Indecent Proposal om 10 uur bied 'n biljoenêr haar $1 miljoen aan vir net 1 nag se pret. En so van pret gepraat, volgende op ons naweek spyskaart is Sybil. Mnet se premier vanaand om 8 uur is die futuristiese Kevin Costner fliek Waterworld. Dit is natuurlik die duurste film wat nog ooit gemaak is en is 'n soort Mad Max ter see. Onthou om vanaand te kyk hoe Costner sy $200 miljoen begroting gebruik het. Maar volgende aan die beurt is Hollywood Highlights. Die Ed Sullivan Show was vir meer as 23 jaar op sondaande die stapelvoedsel van Amerikaanse TV-kykers. En volgende op Mnet wys ons jou 'n spesiale program getiteld Ed Sullivan All-Star Comedy Special. Dit is 'n samestelling van die beste van al Sullivan se TV-programme en dit bevat uittreksels wat nog nooit van tevore op Suid-Afrikaanse TV gesien is nie. Daarmee sê ek ook vandag totsiens, mooi bly en geniet die res van die naweek saam met ons. André Techner is die regisseur van ons volgende fliek hier op Mnet, Wild Reeds. Hy is 'n Franse fliekresensent wat uiteindelik 'n filmmaker geword het en sy talente is bewys toe hy in 1985 die beste regisseurtoekenning by die Cannes Filmfees gekry het. Wild Reeds handel oor 4 jong mense se seksuele ontwaking en ons wys daarop dat die fliek sensitiewe kykers mag ontstel en ook nie vir diegene jonger as 16 bedoel is nie. En daarmee groet ek, skat, tot die volgende keer. Mooi bly. Kom ons kyk vinnig wat vanaand nog alles op Mnet intekenare wag. Volgende aan die beurt is Brandrou. Daarna kyk ons na die 2 sitcoms Empty Nest en Vicar of Dibley. En ons premier vanaand om 9:15 Moondance is oor 2 broers wat op dieselfde meisie verlief raak. En daarmee is dit nou ook tot ziens aan al ons ooptydkykers. Die res van vanaand se kykvermaak sluit 3 heerlike flieks vir die hele familie in. Volgende aan die beurt is Casper. Om 9 uur kyk ons na die Manne Wallace van nog 'n sprokiesboek karakter, Richie Rich.
En ons Elsie fliek is oor 'n ma wat amper moord wil pleeg as haar dogter nie rasieluister word nie. En met hierdie nuus moet ek nou ongelukkig totsiens sê aan al ons ooptydkykers. Volgende op Mnet kyk ons hoe 'n kenner op die gebied van dwalende geeste Casper en sy 3 spookooms tot rus te probeer bring. Die vriendelike Casper en sy nikkerige ooms het die mense wat die fliek gemaak het ook verskriklik laat rondspook. Het het 2 jaar geduur om hulle deur middel van die nuutste rekenaartegnologie lewe te gee. En daar is soveel detail ingewerk dat Casper se oë self verander wanneer die lig verander. 'n Interessante brokkie inligting vir rekenaarentoesiaste is ook dat Casper en sy ooms 21 triljoen bytes op die rekenaar opgeneem het. Nou, selfs vir 'n rekenaar leek soos myself klink dit na 'n hele klomp happies. This movie is rated 13 and contains scenes of violence. Viewer discretion is advised. Is dat hy enigiets kan kry wat sy hart begeer, van die beste speelgoed tot sy eie McDonald's. Vanaand is alles egter nie so rooskleurig in sy weelderige wêreld nie. 'n Gemeene skelm is besig om planne te smee om sy ouers om die lewe te bring, sodat hy sy hande op hulle miljoene kan lê. Maar die maak ook dat Richie vir die eerste keer in sy lewe regkry om vriende te maak met doodgewone kinders. Die rol van Richie word vertolk deur die onnutsige Macaulay Culkin. Geniet dit. This movie has no age restriction, but parental guidance is advised for younger viewers. Bestaan uit 3 klassieke kortverhale geskryf deur die literêre reuse Mary McCarthy, Dorothy Parker en Ernest Hemingway. Die eerste storie, The Man in the Brooks Brothers Shirt, is oor 2 karakters wat een aand op 'n trein afhak. Die rolle word gespeel deur Elizabeth en Beau Bridges. Dan is daar ook die verhaal Dusk Before Fireworks, waarin die vonke spat tussen Molly Ringwald en Peter Weller. En in die laaste storie, Hills Like White Elephants, sorg Melanie Griffith en James Woods vir 'n stoomende romantiese intrige. This movie is rated 16 and contains scenes of nudity or sex, strong language and violence. Viewer discretion is advised. En die gelukkige wenner dan van daardie Toyota Conquest is Tasha van der Merwe van Crown Gardens, Johannesburg. Baie geluk. Mnet se premier vanaand om 8:00, Nobody's Fool, spog met 'n hele klomp groot Hollywood-sterre. Paul Newman speel die hoofrol en hy word bygestaan deur Jessica Tandy, Bruce Willis en Melanie Griffith. En met daardie brokkie inligting is dit nou ook tyd om totsiens te sê aan al ons ooptydkykers. Wat tot dusver altyd van sy verantwoordelikhede weggehardloop het, of andersins dit probeer wegdrink het. Maar dan verander sy lewe skielik wanneer sy seun en kleinseun kom kuier. Die hoofrol word uitmuntend vertolk deur Paul Newman, wat terloops ook 'n Oscar-benoeming hiervoor ontvang het, en ander spelers sluit in Jessica Tandy, Bruce Willis en Melanie Griffith. So begin hierdie Nancy van my Duncan Johnson en baie hartlik welkom by Mnet op hierdie eerste dag van die laaste maand van 1997. Vandag is natuurlik ook internasionale vigsdag en om daarbey in te pas, is daar vanaand 2 premiers op Mnet oor hierdie gevreesde siekte. Dis in the Gloaming om 8:00, asook die kunsfliek Savage Nights om 11:00 vanaand. Maar ons gesels later meer daaroor. Nou is dit eers tyd vir Neighbours. Neighbors, everybody needs good neighbors with a little understanding. You can find the perfect blend. Neighbors. Volgende op Mnet is die movie Magic Kiss van Januarie. En terwijl ons veel van competities vraagt, 98 intekenaren gaan per jaar heeltemal gratis Mnet kyk. En as jy meer wil weet van die competities, daar gerust deur jou Klipse tijdschrift, soek dan na al die bladzijden met die veel stoelen op
En kyk dan op bladsy 41 en dit van jou, as jy nou kan maak. Welcome to the first Movie Magic Quiz Show of 1998. This year promises to be a good one. Tonight, Jackaroo at 7, Haunted at 9, and The Hunger at 10:50. Mnet, we won't stop the magic. Dit is Vrydag die 13e, jy is ingeskakel hier by Mnet en van my Duncan Johnson is het goeiemôre en baie hartlik welkom hier by ons. As jy nou bygelowig is, hoop ek dat daar ten minste geen swart katte vandag jou paadjie gaan kruis nie. Dit moet nou Vrydag die 13e of hoe? Wel, hoe dit ook al sê, kom ons begin ons oggendvermaak met Loving. The Magic. Mnet se premier hierdie komende Sondag aan, dis die lang verwagte Up Close and Personal. Dit is 'n liefdesverhaal met Robert Redford en Michelle Pfeiffer in die hoofrolle en die regisseur is John Avnet, wat destyds ook Fried Green Tomatoes gemaak het. En die vlieg spog ook met 'n Oscar-benoeming vir beste klankbaan. Dis Up Close and Personal, eers komende Sondag aand om 8 uur, maar nou Egoli. Next, classic Oscar winner Kramer vs. Kramer with Dustin Hoffman. Ons volgende fliek, Kramer vs. Kramer, met Dustin Hoffman en Meryl Streep, het in 1979 5 Oscars gekry. Een van die toekennings was Dustin Hoffman se Oscar vir beste akteur. Voor Kramer vs. Kramer was hy 3 keer benoem vir die gesogte beeldjie, en soos julle weet het hy later jare sy tweede Oscar gekry vir Rain Man. Wel, lyk asof die man 'n gewoonte daarvan maak om by die Oscars uit te hang. Hy sal vanjaar weer 'n kans om sy derde Oscar te kry, en Dinsdag aand om 7:30 kan jy saam met ons kyk hoe hy die keer vaar. En daarmee sê ek tot sins, tot die volgende keer, mooi bly. The most awards won by any one film went to Ben-Hur and numbered 11. The Academy Award, exclusive to Mnet. Vroeger vanaand het ek jou vertel dat Elizabeth Shue, wat vanaand te sien was in Leaving Las Vegas, volgende week een van die aanbieders is by die Oscars. Madonna gaan ook vanjaar 'n Oscar oorhandig en môreaand kan jy terloops hier op Mnet kyk na 'n fliek van haar gewese kerel Sean Penn. Ja nee, hy het die regie behartig van 'n môreaand se premier om 8:10 The Crossing Guard. En een van die sterre in hierdie fliek is sy nuwe vroulief, Robin Wright. Volgende hier op Mnet is die skitterende drama Little Buddha en daarmee groet ek ook tot die volgende keer, so totsiens. Kyk, as jy gedink het jy het probleme, ontmoet iemand soos Sunny Jacobs, die hoofkarakter in ons volgende première. Sy word deur 'n misdadiger ontvoer, maar wanneer die polisie hom uiteindelik vastrek, word sy ook gearresteer as medepligtige. Natuurlik is die Chucky haar voorhand en sy sit daar vir 15 jaar voordat iemand bereid is om te glo sy is onskuldig. Die verhaal is 'n ware een en die hoofrolle word vertolk deur Veronica Hamill en Mimi Rogers. This movie has no age restriction, but parental guidance is advised for younger viewers. Baywatch het verlede week tot 'n einde gekom en van vanaand af kan jy om 7 uur kyk na die aksiebelade reeks Once a Thief. Jy moet kennis, vanaand se loodsprogram van Once a Thief is bykans 'n uur en 'n half lank en as gevolg daarvan sal vanaand se première eers om 8:45 begin. En na daardie brokke nuus is dit tyd nou vir WTN. Mnet se premier hierdie Woensdag aand is William Shakespeare se Romeo and Juliet met Leonardo DiCaprio in die rol van Romeo en Claire Danes as Juliet. Alhoewel hulle daarop aandring om die skrywer se naam in die titel te hou, is hierdie waarskynlik die modernste Romeo en Juliet nog. Dit speel af in Miami en die taalgebruik is pure 90s. En met daardie nuus groet ek maar bly gerus ingeskakel vir vanaand se tweede fliek, A Thin Line Between Love and Hate. Van my kant af is dit goeienaand. Na die Golden Globe toekennings het baie kritici voorspel dat Jim Carrey vanjaar beslis 'n Oscar-benoeming sou ontvang. Hulle was egter heeltemal verkeerd.
Die maalkop akteur se naam is gister nie genoem toe die Oscar-benoemings aangekondig is nie, maar sy medester in The Truman Show, Ed Harris, het daarom wel 'n benoeming ontvang vir beste ondersteunende akteur. En daarmee dan, tyd nou vir 'n kykie na 'n heerlike vakansie en nog meer Hollywood nuus. Die ateliergas môre aan se front row is vanjaar se mevrou wêreld en môre aan se front row bevat ook onderhoud met aksieheld Bruce Willis. Hy gaan ons vertel hoe roem sy persoonlike lewe beïnvloed het en hy gaan ook gesels oor sy nuwe fliek Armageddon. Is dan môre aan se front row om 7:00, maar nou groet ek met die heerlike komedie Major Payne, so totsiens en geniet die res van Mnet se betowering vanaand. This movie has no age restriction, but parental guidance is advised for younger viewers. Down Came a Blackbird is die ontstellende verhaal van 'n joernalis wat deur geheime polisie in Sentraal-Amerika gevange geneem word. 'n Jaar later is hy weer terug veilig in die Verenigde State, maar ongelukkig het daar ervarings allerlei letsels gelaat. Laura Dern van Jurassic Park Farm speel die hoofrol en haar medesterre is Vanessa Redgrave en Rahul Julia. Soos baie van julle natuurlik weet, is Julia oorlede in 1994 en Down Came a Blackbird was dan ook sy laaste rolprent wat hy gemaak het. Wel, dit was toe nie die laaste sien van die blikkantine in The Terminator nie, want Arnold Schwarzenegger is terug in Terminator 2 Judgment Day. Hierdie keer egter met 'n bietjie van 'n persoonlikheidsverandering. Hy's nou 'n goeie T800 model wat Sarah Connor se seun teen die wrede T1000s moet beskerm. En soos ons vroeër gesê het, het James Cameron 'n veel groter begroting gehad vir Terminator 2. En terwyl jy nou kyk hoe meesterlik hy al hierdie ponde en pennies gebruik het, sê ek ook totsiens tot 'n volgende keer. Goeienaand. Almal wat van cowboy boeke hou behoort te weet wie die skrywer Zane Grey is. Wel, vanaand se eerste premier, Riders of the Purple Sage, is gebaseer op een van sy bekendste verhale. Amy Madigan speel 'n jong vrou wat haar landgoed en vee moet beskerm teen godsdienstige fanatisie. En haar wederhelft van die werklike lewe, Ed Harris, is 'n held wat uit die nuutheid opdaag om haar by te staan. Geniet hulle skitterende vertolkings in hierdie heerlike western. Hier is 'n bietjie meer inligting oor vanaand se premier om 8:45, Streetcar Named Desire. Dis die nuutste verwerking van Tennessee Williams se bekende toneelstuk oor 'n neurotiese vrou wat by haar suster en swaar intrek. En terwyl haar suster in die hospitaal is, dans die poppe behoorlik. Williams se meesterstuk is ook 'n vorige wenner van die gesogte Pulitzerprys, so moet dit nie misloop nie. Daarmee dan, tyd nou vir Incredible Journeys. Incredible Journeys, exclusive to Mnet Explore. Franse regisseur Jean-Jacques Annou se heel eerste film Black in White in Colour het in 1977 die Oscar ontvang vir beste buitelandse film. Hy het ook The Name of the Rose gemaak en volgende op Mnet kan die hele gesin kyk na die pragtige film wat hy gemaak het, The Bear, wat handel oor 'n oulike klein beerweesie. En 'n beerweesie is 'n klein beertjie wat nie 'n ma het nie. Onthou ook, na The Bear is dit tyd vir kinders om bed toe te gaan en na Klaas Vakie sy seintjies gestrooi het, kan alle volwasse kykers weer by ons aansluit vir die uiters gewagte film The Lover en dit begin klokslag om 10:00. This movie is rated 13 and contains scenes of violence. Viewer discretion is advised. As jy baie graag 'n TV-ster wil word, maak seker jy kyk donderdag aand om 7:00 na Front Row. In hierdie uitgawe is daar 'n brokkie nuus wat dalk net jou drome waar kan laat word. Dit is regtig tyd om te kyk hoe 'n hele klomp groot name in die musiekbedryf Andrew Lloyd Webber se 50ste verjaarsdag gevier het. Geniet hierdie heerlike musiekprogram.